Ons het vandag by die Gosa werkswinkel in die suide gepraat rondom die algemene aspekte wat op die oomblik in die graanhanterings- en opbergingsbedryf redelike aktuele onderwerpe is. Een van die onderwerpe is die Section 7 ondersoek na die koringbedryf wat tans aan die gang is, wat deel is van die Nasionale Bemarkingsraad, waar gekyk word na die hele waardeketting, watter aspekte, watter uitdagings is daar en ook dan natuurlik wat baie belangrik is na watter oplossings dalk moontlik gevind kan word en daardie verslag behoort aan die einde van November aan die minister van Landbou gestuur te word. Die ander baie belangrike en eintlik opwindende aangeleentheid is witkoring. Daar word internasionaal baie investering gedoen in die ontwikkeling van witkoring kultivars en daar is dan ook 'n moontlikheid dat witkoring kultivars in die toekoms in Suid-Afrika verbou gaan word. Op die oomblik word daar proewe gedoen en aanduidings is dat daar binne die volgende 2 tot 3 jaar die eerste witkoring kultivars in Suid-Afrika geplant kan word. Die bedryf is dan ook besig om tans met 'n ondersoek en die opstel van 'n besigheidsplan oor hoe dit hanteer moet word, spesifiek ten opsigte van die graderingsregulasies en dan ook die opberging van witkoring saam met rooikoring. Die baie ander belangrike aspek is op die oomblik is die verwikkelinge binne in die logistieke omgewing. Daar is op nasionale vlak 'n groot fokus op die sogenaamde road to rail, om weer van volumes wat op die oomblik met padvervoer gemaak word, weer terug te skuif na die spoor. In die vroeë 2000s was ten minste 80% van graan op spoor vervoer, alhoewel die graanvloei omgewing verander het met die bou en ontwikkeling van melens in die produksiegebiede, maak die nasionale landbouplan voorsiening of het 'n doelwit om 30% van die graan wat vervoer word weer terug te skuif na die spoor toe. Tans is daar verskeie aksies aan die gang. Die meesterplan op spoor was dan ook gepubliseer vir kommentaar en dit het gister gesluit. Dan is daar ook 'n proses op die oomblik op die Rail Statement wat ook oop is vir kommentaar en dan 'n ander baie belangrike proses wat op die oomblik aan die gang is die sogenaamde RFI of Request for Information op die sogenaamde B-lyne. Die B-lyne is die lyne wat die silo's met melens of met veevoerfabrieke verbind, so dis hoofsaaklik die spoorlyne wat in die platteland is en dan is daar's op die stadium 'n fokus om inligting in te win rondom die lewensvatbaarheid van daardie lyne en ek dink dis gaan 'n baie belangrike bydrae lewer tot die beplanningsaksies vorentoe en ook om van die voorraad weer terug te skuif na die spoor toe. Baie dankie.